Nou julle, hierdie is die tweede video uit leereenheid 4 en in die eerste video het ons gepraat oor die ekonomiese kringloop en ook oor die komponente van totale besteding of dan totale vraag in die ekonomie. Verbruiksbesteding deur die huishoudings, investeringsbesteding deur ondernemings, owerheidsbesteding, die besteding op ons uitvoerprodukte, minus ons besteding op invoerprodukte. Dit gee die totale vraag in die ekonomie, of dan wel totale besteding. In hierdie tweede video praat ek graag oor die makro-ekonomiese doelwitte en ook oor hoe mens van hierdie makro-ekonomiese veranderlikes meet. Die makro-doelwitte is eerstens ekonomiese groei. Ons wil graag hê dat die waarde van al die goedere en dienste wat ons produseer aanhou toeneem. Dit maak ons almal meer welvarend en dit is ekonomiese groei. Ons wil ook graag hê dat terwyl daar groei is, moet daar werkskepping wees wat werkloosheid verminder. Daarmee saam soek ons lae en stabiele pryse, met ander woorde 'n lae en stabiele inflasiekoers. Hoë inflasie is baie negatief vir arme mense, vir mense op 'n vaste inkomste soos pensionarisse. Dit bemoeilik ook sakebesluite. Dis moeilik om te belê in 'n projek as jy nie weet hoe jou insetkoste gaan lyk oor 'n jaar of 2 nie. So ons wil eerder hê pryse moet laag en stabiel wees. Dan wil jy ook 'n goeie betalingsbalansposisie handhaaf in jou handel met die buiteland. En laastens, hoewel ons nou nie inkomste gelykheid voorsien nie, wil ons graag 'n minder ongelyke inkomsteverdeling hê. En dit is die makro-doelwitte. Die gemeenskap as geheel streef dit eintlik na, maar beleidmakers in die vorm van die Reserwebank met monetêre beleid en die minister van Finansies met fiskale beleid probeer om hierdie doelwitte te bereik. Dit is natuurlik nie maklik nie, hulle is nie hier in 'n rangorde van belangrikheid nie, en partykeer kan jy een bereik en 'n ander nie bereik nie. So dit is maar 'n ingewikkelde storie om vir die hele ekonomie beleid te maak en na te jaag. Kom ons gaan aan met ekonomiese groei. Ons omskryf ekonomiese groei as 'n toename in die bruto binnelandse produk, wat weer omskryf word as die totale waarde van alle finale goedere en dienste wat geproduseer word binne die grense van 'n land oor 'n spesifieke periode. Dit kan 'n kwartaal wees of 'n jaar wees. So as daardie totale waarde van alle finale goedere en dienste toeneem jaar na jaar, dan het jy ekonomiese groei. So daar is 'n paar goed om in ag te neem wanneer mense oor ekonomiese groei praat. Jy wil die impak van inflasie in ag neem, want hierdie is 'n waarde van goedere en dienste. So as inflasie hoog is, dan neem die pryse van die goedere en dienste toe, maar dis nie te sê die hoeveelhede neem toe nie. Mense wil eintlik juis sê die volume moet toeneem en die pryse moet laag en stabiel bly. Die gevolg is dat mense nie altyd oor tyd kan pyl trek op 'n nominale groeisyfer nie. Jy wil eerder die reële groeisyfer gebruik, wat dan die impak van inflasie uithaal uit die groeikoers uit, en op daardie manier sien jy dan net die toename teen konstante pryse, is die tegniese term daarvoor. Ons pas ook ons siening oor groei aan, oor of dit die bevolkingsgroei in ag neem. So dit help nie die ekonomie groei teen 1%, maar die bevolking groei teen 2% nie. Dan is ons per kop besig om armer te word. So ons praat graag van reële ekonomiese groei in BBP per capita, so die bruto binnelandse produk per kop. Dis natuurlik nou gemiddeld, maar dit is dan het jy 'n aanwyser van of die ekonomie waarlik groei en of welvaart besig is om toe te neem. Een van die probleme van BBP is dubbeltelling en Statistiek Suid-Afrika werk hard daaraan om nie goedere of dienste dubbel te tel in hulle berekening van die BBP nie. Dit gaan oor die nuwe goedere en dienste. So enigiets wat tweedehands verhandel word, tel nie weer as deel van die BBP nie. Nou, daar is 3 maniere om die BBP te meet en in 'n geslote ekonomiese kringloop sal ons natuurlik sê dat die waarde van produksie is gelyk aan die waarde van die besteding en dit is gelyk aan die inkomste wat die produksiefaktore verdien. So daar's 'n produksiemetode, ook bekend as die waarde toegevoegde metode, dan sal die bestedingsmetode wat net kyk na die waarde van finale besteding, en dan is daar die inkomste metode wat die waarde van die BBP uitdruk in terme van die betaling van die produksiefaktore. So ons gaan nou elkeen van hulle kortliks kyk. So volgens die produksiemetode
Ons maak maar tipies so 'n storieetjie daarvan in 'n baie klein voorbeeldjie wat nou gepas is vir 'n eenvoudige verduideliking. In hierdie geval is daar 'n katoenboer. Hy kombineer natuurlik al die produksiefaktore, kapitaal en arbeid en natuurgawes en ondernemerskap, en hy produseer 'n sekere hoeveelheid katoen tot die waarde van R50.000. Hy verkoop sy katoen vir R50.000 aan 'n tekstielvervaardiger wat nou materiaal daarvan gaan maak. Die tekstielvervaardiger koop dit in teen R50.000, span sy eie kapitaal, arbeid, natuurgawes en aan ondernemerskap in, en voeg 'n bietjie waarde toe. Die katoen word verwerk in materiaal in, maar die waarde wat dan nou toegevoeg word is R15.000, want hy verkoop hierdie materiaal aan 'n kleremaker vir R75.000. So daardie verskil tussen die verkooppryse sê iets oor die waarde wat toegevoeg is. Die kleremaker maak klere en verkoop dit aan 'n butiek vir R95.000, wat dan weer sê, nou is daar R20.000 se waarde toegevoeg in hierdie proses om materiaal te kry van lap na klere toe. En dan uiteindelik verkoop die butiek dit aan die finale verbruiker vir R95.000. En dit is dan nou die totale besteding aan die einde. Nou, in al hierdie gevalle kan mens dan nou gaan en jy kan gaan sê presies hoe lyk die toegevoegde waarde in elke stap van die produksieproses. En dis die verskil tussen hierdie verkooppryse. Daar's 'n insetwaarde en dan is daar 'n verkoopprys, en die verskil tussen daardie twee is die waarde wat toegevoeg is toe die katoen materiaal geword het en die materiaal klere geword het en die klere aan die eindverbruiker verkoop is. Maar soos ons nou in 'n oomblik sal sien, die manier hoe daardie waarde toegevoeg word, is deur produksiefaktore in te span, en die toegevoegde waarde is ook die betaling aan die produksiefaktore. Dit is die rente, loon, huur en wins. Maar volgens hierdie metode dan, is die waarde van produksie in hierdie ekonomie, of dan nou die BBP, is dan R95.000. Bestedingsmetode is die eenvoudiger ene om te bereken wat die waarde van die BBP is. Jy gaan kyk eenvoudig na die totale besteding deur die eindverbruiker, en dit is dan ook die waarde van die bruto binnelandse produk. In hierdie geval is dit dan R95.000 op hierdie klere. In die praktyk is dit natuurlik nou nie maklik vir Statistiek Suid-Afrika om die totale waarde van alle besteding op finale goedere en dienste te gaan bereken nie, maar in so 'n klein konseptuele voorbeeld is dit die eenvoudiger ene van die lot. En die laaste enetjie is dan nou die inkomste metode, want in elke stap in die produksieproses word daar produksiefaktore gebruik en hulle verdien 'n inkomste, rente, loon, huur en wins, en daardie rente, loon, huur en wins se som moet dan dit moet optel na die totale waarde, soos ons nou gesien het aan die toegevoegde waarde kant van die BBP. Nou, die nominale BBP bestaan dan uit hierdie totale besteding uit in die ekonomie. Verbruiksbesteding, investeringsbesteding, owerheidsbesteding, plus die besteding op ons uitgevoerde produkte, minus ons besteding op ingevoerde produkte. Want natuurlik, ingevoerde produkte is nie deel van al die goedere en dienste wat binne die grense van die land geproduseer is nie. Ons wil dit uitsluit. Nou, die ekonomiese groeikoers is dan eenvoudig die groeikoers van nominale BBP of reële BBP of BBP per capita. Mens bereken eenvoudig net die persentasie verandering om die groeikoers te kry. Daar's baie kritiek op BBP as 'n maatstaf van ekonomiese aktiwiteit. Natuurlik, dit is moeilik om nie markaktiwiteite in te sluit. So die meet van die informele sektor is baie moeilik om te bepaal, maar Statistiek Suid-Afrika doen 'n beraming van die informele sektor. Wat hulle nie byvoorbeeld doen is om te sê, wat is die waarde van die huiswerk wat jy self doen, of kinders wat deur 'n familielid versorg word. Dit is, jy kan iemand betaal om jou huis skoon te maak of om jou kinders te versorg, en dan gaan dit deel wees van die meetbare BBP. Maar in Engels is die term die care economy. Hierdie versorgingsekonomie word eintlik glad nie gemeet nie, en dit maak dat ons eintlik BBP onderskat.
So dit is 'n tipiese onaangetekende aktiwiteit. En natuurlik daar is nog die onwettige aktiwiteite waarvan daar ook heelwat is wat ook nie aangeteken word nie. Daarmee saam BBP neem nie die feit in ag dat hierdie produksie van goedere en dienste gaan saam met besoedeling. Dit gaan saam met 'n verswakking van die natuurlike omgewing waarbinne jy bly. Niks daarvan word verdiskonteer in die BBP syfer nie. So BBP is verseker nie 'n perfekte maatstaf nie, maar dit is op die oomblik die beste maatstaf wat ons het van die grootte van die ekonomie en die groei van die ekonomie. Maar mens moet dit met 'n knippie sout vat. Dit is nie alles nie. Die tweede makrodoelwit is volle indiensname volgens Statistiek Suid-Afrika se opname in die kwartaallikse arbeidsmagopname vra hulle vir iemand, het jy in die afgelope 4 weke voor ons hierdie onderhoud met jou voer aktief gesoek na werk? Was jy beskikbaar vir werk en het jy gesoek na werk, maar jy kon nie kry nie? En dan word jy geklassifiseer as werkloos. Daar is natuurlik die laaste ruk in die media baie gesê oor die informele sektor en mense se ander bronne van inkomste, so jy dalk volgens die amptelike syfer is jy werkloos, maar jy's besig, jy het ander inkomste genererende geleenthede en om dit alles akkuraat te weet is baie moeilik, maar feit van die saak is in 'n land met 'n baie hoë werkloosheidskoers het jy baie keer ook sosiale probleme, en dit is sleg vir individue om 'n bydra te maak tot jou eie huishouding en tot jou omgewing en tot jou landsekonomie is goed vir die gees, waar om werkloos te wees en eintlik geen vooruitsigte vir dit hê nie, is baie sleg. So die arbeidsmag word dan getel as mense van 15 jaar en ouer, wat dan beskikbaar is vir werk en wat aktief werk gesoek het. Hulle het stappe geneem om werk te kry. Soos julle hieronder sien, die werkloosheidskoers is dan die aantal werklose persone gedeel deur die arbeidsmag. Dis nie gedeel deur die totale bevolking nie, want dit sluit mense in wat te jonk is en te oud is om te werk, en ons wil ook nie werk met die mense wat tans voltyds studeer of in die tronk sit nie. Dit is net die mense wat in die arbeidsmag is wat in ag geneem word in die berekening van die werkloosheidskoers. Daar's verskillende soorte werkloosheid en dit is iets wat mens gereeld oor lees in die media. Daar's natuurlik sikliese werkloosheid. Mens kan sê die ekonomie is in 'n afswaai, hy's aan die onderkant van die siklus en daarom is werkloosheid bietjie hoër. Mense het hulle werk verloor want dit gaan net nie goed met die ekonomie nie. Daar's 'n inkrimping van produksie en kleinhandel ensovoorts. Dis siklies. Wrywingswerkloosheid kom voor as jy het nou jou werk bedank en jy is op pad na jou nuwe werk toe, maar vir 'n tydjie is jy sonder werk. Daar's nie soveel daarvan in Suid-Afrika nie. Daar's 'n klein bietjie wrywingswerkloosheid, maar min. Ek wil eintlik dan eers spring na die onderste een toe, seisoenaal. Dit maak sin, dis gekoppel aan seisoene, so of jy seisoenaal druiwe pluk en of jy seisoenaal 'n vakansiewerk het. Die seisoen bepaal of jy in diens geneem is of nie, en dan buite seisoen is jy baie keer werkloos. So dit is seisoenale werkloosheid. Die grootste en gevaarlikste een hiervan is strukturele werkloosheid, en mense sê gereeld Suid-Afrika het 'n hoë strukturele werkloosheid, wat beteken dat die struktuur van die ekonomie is van so 'n aard dat dit arbeid soek wat nie beskikbaar is nie. Die mense wat wel beskikbaar is om te werk het eenvoudig nie die ervaring of die vaardighede wat nodig is om die werk te doen nie. En dit is skrikwekkend en dit word erger as mens langtermyn werkloos is, of soos baie van die jeug werkloos is, nog nooit 'n werk gehad het nie, dan binnekort word jy onindiensneembaar. Niemand sien kans om jou in diens te neem nie, jou vaardighede het verouder, jy het nog steeds geen ervaring nie, jy het geen verwysings nie, en die kans dat jy dan baie langtermyn werkloos gaan wees is baie hoog. En hierdie is ook die moeilikste vorm van werkloosheid om aan te spreek of op te los. Inflasie is 'n lekker onderwerp, eenvoudig omdat dit letterlik almal van ons raak. In die laaste paar jaar, eintlik hier van 2023 af, deur tot eintlik 2022, in die eerste deel van 24, was inflasie in Suid-Afrika nogals hoog. Ek dink almal sal saamstem, dit is skrikwekkend hoe duur 'n mandjie kos geword het. En die inflasiekoers is intussen laer, hoewel prysvlakke nog hoog is. So ons stel veral belang in hierdie inflasiekoers, die verandering in prysvlakke, en dit word gemeet deur die verbruikersprysindeks.
Statistiek Suid-Afrika het 'n mandjie van goedere en dienste wat hulle meet. Hulle kry die mandjie uit die inkomste en bestedingsopname uit, wat hulle dan vir mense vra, maar hoorie, wat koop jy met jou maandelikse inkomste? En hulle vul dan in besondere fyn besonderhede vraelyste in rondom dit. En op grond daarvan sê wat die gemiddelde huishouding koop die volgende goedere en dienste, en dit word dan ons mandjie, en daardie pryse word dan nou gemonitor maand tot maand, en op grond daarvan bou hulle 'n indeks, en die inflasiekoers is dan die persentasieverandering in die indeks. Dis 'n baie interessante onderwerp, omdat dit iets is wat ek dink baie mense hulle self maklik kan indink. Die mandjie verander van tyd tot tyd. Ons het nou vroeg hierdie jare verandering in die mandjie gesien, met, ek kan per se meer byderwetse produkte wat nou deel is van die mandjie, so byvoorbeeld stromingsdienste, CD's en DVD's is nie meer deel van die mandjie nie, want mense koop dit nie, dit is nie eers beskikbaar om te koop, skaars, maar mense stroom, so dit word nou ingesluit. Woonwaans was vir lank deel van die mandjie, maar dit is nou vervang deur boswaans, en so kan mens praat oor wat is deel van die mandjie of nie. Dit is ook 'n belangrike ding om te besef, is baie mense, so af en toe by 'n braai loop jy iemand raak wat sê, jy weet maar, hierdie inflasiekoers is opgemaak, dit is nie my inflasiekoers nie. Natuurlik nie, want die mandjie is nie jou mandjie nie. Dis 'n gemiddelde mandjie van die gemiddelde Suid-Afrikaner. Ek sê vir my eie studente, as jy 'n vegetariër is wat kampus toe stap, lyk jou inflasiekoers anders as die vleiseter wat met die Extended Cab Hilux kampus toe kom. Jy verbruik ander goed en ander prysstygings tref jou. Daar word twee soorte inflasie onderskei in hierdie literatuur. Daar is sogenaamde vraagtrek-inflasie, wat basies aangevuur word deur totale besteding. As daar 'n hoë vraag is na goedere en dienste, dan begin pryse verhoog, want besighede sien mense kan betaal en hulle eie voorrade van wat ook al is nou skaars, so hulle verhoog die prys so bietjie. Op die oomblik, ons het lanklaas vraagtrek-inflasie in Suid-Afrika gesien. Ons ekonomie groei net te stadig om regtig totale besteding te hê as 'n drywer van inflasie. Ons was die laaste ruk baie meer uitgelewer aan koste druk-inflasie. Produksiekoste het toegeneem as gevolg van goed soos beerdkrag, die hoë koste van vervoer, hoë brandstofpryse, hoë voedselpryse wat daardie skokke weer veroorsaak is deur die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Sulke tipe goed beïnvloed eerste koste in die ekonomie, en dit is 'n sneller vir inflasie. Sulke koste druk lei nie noodwendig tot 'n inflasionêre proses nie, maar dit word inflasie wanneer ingevoerde goed begin duur word, brandstof word duur, mense moet meer daar bestee. Nou gaan jy vra vir jou werkgewer vir 'n salarisverhoging, en jou lewenskoste is nou op. Hy gee 'n lekker salarisverhoging, en nou styg pryse weer, want daar's nou 'n bietjie vraagtrek ter sprake. Dan moet jy weer 'n hoër salarisverhoging kry. En so 'n siklus van stygende pryse en stygende salarisse, dit word inflasie. Nou die betalingsbalans is ons rekord van transaksies met die buiteland. Natuurlik daar's die gewone uitvoer en invoer van goedere. Dit word aangeteken in die lopende rekening van die betalingsbalans. Dienste word ook daar opgeteken, maar daar is ook finansiële vloeye wat plaasvind in die ekonomie. So buitelanders kom koop aandele in Suid-Afrika, Suid-Afrikaners belê in geleenthede in die buiteland. Dit is dan finansiële vloeye wat op die finansiële rekening aangeteken word. Die lopende rekening het 'n surplus wanneer ons meer uitvoer as wat ons invoer. Andersom is dit 'n tekort, ons voer meer in as wat ons uitvoer. En dieselfde geld dan in die finansiële rekening, die kan ook 'n surplus of 'n tekort hê. Nou die stand van die betalingsbalans was hierdie jaar eintlik nogals in die nuus met president Trump se tariewe, waar hy sê sy wederkerige tariewe is gebaseer op lande se betalingsbalansposisie met die VSA. As hulle baie meer by ons koop as wat ons by hulle koop, dan wil hy nou hierdie hoë tariewe hef om dit reg te stel. Dit is eintlik maar 'n soort van 'n
per se 'n valse redenasie. Ons het eintlik in ons persoonlike lewens almal so 'n tekort. Ek bedryf 'n baie groot tekort met Woolworths, want ek koop baie by hulle, maar ek werk nie vir hulle nie. Maar ja, die universiteit weer aan die ander kant, hulle het weer 'n tekort met my, hulle moet my betaal. En op die einde balanseer die dinge uit. 'n land kan tekort hê op sy lopende rekening. Hy kan meer invoer as wat hy uitvoer, solank as wat hy dan 'n surplus het op sy finansiële rekening. As buitelanders kom belê in jou aandele en hulle belê in jou skuldinstrumente, dan kan jy 'n tekort op jou lopende rekening finansier. En dit is presies wat die geval in die VSA is. Hulle het 'n reuse handelstekort van goedere met die res van die wêreld, maar hulle het weer 'n reuse finansiële rekening oorskot met die res van die wêreld, want almal wil belê in die S&P 500 en in die Nasdaq en in Amerikaanse staatsskuld. Maar kom ons volstaan deur te sê, mense wil eintlik graag 'n volhoubare posisie hê. Daar is wat mense sal noem betalingsbalanskrisisse, wat baie keer gepaard gaan met wisselkoerskrisisse, maar dis 'n bietjie meer van 'n ingewikkelde storie. Kortom om te sê, as mens langtermyn volhoubaar kan invoer en uitvoer en jou ekonomie is oop vir finansiële vloeie in en uit, is dit die beste posisie vir langtermyn ekonomiese groei. Inkomste gelykheid en ongelykheid is 'n onderwerp wat ook groot is in ekonomiese kringe. Ongelykheid het wêreldwyd eintlik toegeneem sedert die Tweede Wêreldoorlog en dan veral sedert die laat 1970s, vroeë 1980s. En daar's klomp sulke stories wat kan sê dat die top inkomsteverdieners in die wêreld, sê maar die top 8 rykste persone, hulle kan almal in een minibusie pas daar by Davos. Hulle totale waarde is meer as soos die armste 40% van die wêreldbevolking. Sulke tipe syfers. En daardie vlak van volhoubaar ongelykheid is eintlik net ongelooflik, onaanvaarbaar. En in Suid-Afrika is ons bekend vir ons ongelyke inkomsteverdeling. Dis van die mees ongelyke verdelings in die wêreld. En mense probeer dit aanspreek, spesifiek deur fiskale beleid wat progressiewe, hoër belastingkoerse hef op ryker mense, maar dan oordragte of grants betaal aan arme mense. Die maatstaf van hierdie, hoe meet jy sulke ongelykheid? Een manier is die Lorenz-kromme. Jy kan sien daar hulle die persentasie van inkomste op die vertikale as en die persentasie van bevolking op die horisontale as. En dan as dit 'n reguit lyn is met 'n 45 grade helling, dan weet jy inkomste en die deel van die bevolking wat daardie inkomste verdien is gelyk verdeel. Maar natuurlik dit is baie keer nie so nie. Dit lyk meer soos daardie die kromme onder hom. En dit staan dan bekend as die Lorenz-kromme, wat dan sal sê dat 'n baie groot persentasie van die bevolking kry eintlik 'n baie klein persentasie van die inkomste. As ek so vinnig so kan wys, kan my sê 20% van die bevolking, hoe kan jy sien, dit is 60% van die bevolking verdien ongeveer 20% van die inkomste. Maar nog mens moet hom so aflees, waar mens dan nou kan sê, die ander 40, hulle verdien dan die ander 80% van inkomste, wat dui op 'n baie ongelyke verdeling. Mens kan hierdie dan ook as 'n syfer verwerk, en dit staan bekend as die Gini-koëffisiënt, waar die Gini, as hy 0 is daar 'n perfek gelyke inkomsteverdeling. As hy 1 is dit dan heeltemal ongelyk, net een persoon kry al die inkomste. Dit is ook nie iets wat bestaan nie, maar dit sê dat 'n Suid-Afrikaanse Gini van hier rondom 1,67% is 'n ongelyke verdeling van inkomste. En ja, julle is welkom op die internet te kyk, hoe lyk dit vir lande soos, sê maar Denemarke of Swede, want mens weet hulle het 'n baie meer sosiaal-demokratiese bestel wat baie meer gelykheid probeer bevorder deur hoe hulle owerheidsdienste lewer. Dames en here, dit is omtrent waar ons volstaan met hierdie hoofstuk. Hier is nou om alles wat ek gesê het, nou in 'n paar lyne. Verskoon maar daarie.
Dit sluit ons storie van die makro-ekonomie af. Daar is nogals 'n paar dinge hier om onder die knie te kry. Ek dink om die kringloop te verstaan, help baie om die groter makro-ekonomie te verstaan. Die berekeninge van die BBP volgens die 3 metodes is maar 'n populêre een in 'n assesseringssituasie, maak seker jy verstaan daardie. Dieselfde met die berekening van die werkloosheidskoers. Mens kan dalk selfs 'n berekening van die inflasiekoers ingooi as mens wil, dis maar net 'n gewone groeikoers. Maar ja, daar is hier en daar 'n paar berekeninge, 'n klompie belangrike konsepte om te verstaan. Maar ek hoop dit is ook interessant. Ek is 'n groot liefhebber van makro. Ja, dit los ons nog net met die monetêre sektor waarop ons gaan fokus.